Here Jesus, ons wil vanaand vir U baie dankie kom sê dat ons vir U wil dien met ons hele hart. Ons wil nooit daar kom waar ons kompromis sluit met die wêreld en dink dit is die manier hoe ons die wêreld vir die Here Jesus gaan wen deur hierdie rock bands en rock musiek nie, Here. Help ons, Here, om U te volg, al is dit op hierdie nou pad, 'n eensame pad. Maar dat die wêreld duidelik sal weet daar's 'n onderskeid tussen die kerk en die wêreld. En ook vanaand, Here, wanneer ons oor hierdie groot waarhede gaan praat in U woord, wil ek kom bid, gee vir ons geopende ore en verligte oë van die verstand, dat ons sal raak sien wat in die woord te staan, Here. En ek wil kom bid, al hierdie kenmerke waarna ons gaan kyk. Here, die Christelike godsdiens, die Christendom, ek hou nie van daai woord nie, Here, maar dis kenmerke wat kort by U kinders, by die kerk van die Here Jesus. En ek wil kom bid, kom doen iets in ons harte, kom maak iets los vanaand, wanneer ons oor hierdie valshede praat, dat ons sal sien, Here, hulle glo die leuen soos asof dit die waarheid is, en ons het die waarheid, en ons glo, dis 'n leuen. En Here, maak ons opgewonde oor dit wat ons vanaand gaan hoor, en dat ons hier sal uitstap met hierdie vlam waaroor ons gesing het. Daar's 'n vlam in ons hart. Kom steek op nuut in hierdie laat uur waar ons lewe. Kom steek daardie vlam in ons harte aan die brand, en dat ons vir U sal lewe en sal uitgaan, en dat ons die oes sal inbring, Here, wat nog ingebring moet word. Baie dankie dat ons dit vir U kan vra. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Ek wil ook bid vir Neil en vir Sanetta onder, Here Jesus, met die koelkerk, met die jong mense, soos wat ons vir U nodig het, Here, het elke jong mens ook vir U nodig. En ek wil kom bid, Here, dat U op hierdie terrein vanaand sal neerdal, en dat die Heilige Gees werksaam sal wees in harte en lewens. Here, dat ons anders hier sal uitstap en van hierdie terrein sal wegstap, deurdat ons weet, dit was 'n Bethel, dit was huis van God, die teenwoordigheid van God is hier en was hier, Here. Dankie daarvoor, ons bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. As U Bybel saamgebring het, blaai saam met my na 1 Johannes. Ek bedoel 2 Johannes, agter in die Bybel. In my Bybel is dit ongeveer op bladsy 288, 2 Johannes. Nou ek praat met U vanaand, en ek wil dit weer sê, en ek gaan dit weer in my inleiding vanaand vir U sê, U moet dit mooi verstaan, en ek vra glad U om verskoning daarvoor nie. As ek oor hierdie gelowe met U praat, dan is dit om vir U te wys, dat wat sê die Bybel, en dit is om U oë oop te maak, om vir U te waarsku, maar my groot doel is om vir U te wys, wat glo hierdie mense en hoe toegewyd is hulle aan hulle geloof. En ek het verlede week hierdie onderwerp aangeraak oor waarom groei Islam, waarom groei die moslems en die Christendom kwyn weg. Maar daar's 2 kenmerke wat ek by die moslems geleer het, by Islam geleer het, en dit is hulle toewyding. Geweldige toewyding, vriende. En dan die tweede woord, loyaliteit. So ek gaan loyaliteit by elkeen van hierdie vind, en elke keer is daar 'n ander woord wat bykom, en vanaand het ons iets wat by die Jehovah's om te leer. So ek gaan vir U vanaand wys wie is hulle, en dan wat glo hulle, en dan wil ek vanaand vir jou wys, ek wil jou bring na die woord van God toe, om vir jou te wys, wat sê die Bybel rondom hierdie dinge. So ek gaan vir jou die valshede uitlig, en dan vir jou wys die Christelike geloof. Nou 2 Johannes, Johannes is baie lief om oor hierdie dinge te skryf, jy kan dit vind in Matteus ook, en nou skryf hy oor hierdie vals leraars, nê? En ek wil net vir jou ietsie wys, 'n belangrike vers wat jy moet onderstreep in die woord, 2 Johannes, en daar's net 1 hoofstuk, en dan gaan ek vir jou lees van vers 7 af. Hy sê, want baie verleiers het in die wêreld ingekom. Nou noem my die verleiers, noem my die kenmerk hoe jy hulle gaan uitken. En die Jehovah Getuies is een van hulle, die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie.
dit is die verleier en die antichrist. Met ander woorde, as mense ontken dat Jesus Christus in die vlees gekom het, of kortweg gesê, as hulle nie glo dat Jesus God is nie, dan is dit 'n vals leerstelling. Dan sê hy in vers 8, hy sê, wees op julle hoede, dat julle nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon. Elkeen wat 'n oortreder is, en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wat sê die Bybel? So toets maar, wat sê die Bybel as dit kom vanaand by die Jehovah Getuies? Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. Nou ek was al ongehoorsaam in vers 10, want ek gaan dit vanaand vir jou wys, hoekom was ek ongehoorsaam. Hy sê, as iemand na julle kom, daar by die deur klop, op 'n Saterdagmôre, of die deurklokkie lui, as iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, hierdie leer dat Jesus die Christus is, en bly in die leer van Christus, of soos wat hy vers 8, vers 7 sê, wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, en dan sê hy hierdie woorde, hy sê, ontvang hom nie in die huis nie, en groet hom nie. Dis nogal baie sterk gestel. Nou, wat sê die Bybel hier? Hy sê, ek en jy moet hom nie eens in ons huis innooi nie. Nou wil ek vir u wys wat ek het. Ek het 'n hele leer deur al so saam so gebou vir my, om werklik te weet, wat glo hierdie mense. So ek het nou 'n afdeling van die Jehovah Getuies, en hier wys ek vanaand vir een van die blaadjies, om te weet wat hulle glo, moes ek hulle innooi. En ek het gesê, gee vir my daai. Hulle het nie weet ek is 'n predikant, ek sê gee, ek stel belang. Nee, so alles wat hulle het ek vanaand op wit en swart om vir u te wys. En hierdie blaadjie prik 'n mens nogal, sy naam is die waarheid. Wie van ons wil nie die waarheid weet nie? En as jy nou hierdie blaadjie oopmaak, dan sal jy nou sien, hulle praat oor, gee God werklik om vir ons? Soos aktuele sake, nee. Sal oorlog en lyding ooit tot 'n einde kom? Wat gebeur met ons wanneer ons sterf? Dis een van die baie sterk punte waarop hulle staan. Is daar enige hoop vir die dooies? En ek gaan dit vanaand sien. Hoe moet ek bid sodat God my gebed kan verhoor? Is dit nie dinge wat ek en jy wil weet nie, né? So hulle sê dis die waarheid, en dan gee hulle sekere goed, en dan hulle bring jou dit tot op 'n punt waar jy kan inskakel. Nou jy kan JW.org kan jy ingaan, en kry al hierdie blaadjies wat ek vir jou wys, en al hierdie onderwerpe. Hoe kan ek geluk in die lewe vind? En dit lyk mooi aantreklik, nee. As jy hierdie blaadjie kry, jy sal altyd sien, dit is kleurvol, en dit trek dadelik die oog. So hierdie een is die waarheid. Ek gaan nou vanaand vir jou 'n paar ander dinge wys. So, wanneer ek praat oor die Jehovah Getuies, daar is hulle kerkgebou, dis waar jy hom sal uitken, hy staan bekend. Die kerkgebou waar ons nou staan, Kerk van die Nasareners, sal jy hulle vind, daar so staan Kingdom Hall. So al hulle kerkgeboue, jy sal hom uitken aan hierdie woorde, die Kingdom Hall of Jehovah Witnesses. Nou ek wil weer sê, soos ek vanmôre gesê het, en ek vra glad nie om verskoning omdat ek hieroor praat nie, ek het geen motief om hulle aan te val, geen geloof aan te val nie. My motief is om vir u op die woord van God standvastig te kry, dat u sal weet wat sê die woord van God, want ons word vinnig mislei, omdat ons die woord nie ken. Jesus het gesê, hy sê, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie. Nou hierdie gelowe is vandag besig om mense oor die hele wêreld, nie net in Kimberley of in Suid-Afrika, maar oor die hele wêreld te mislei, en in 'n geweldige groot verwarring te bring. Maar daar's iets goeds, en ek sit hierdie woordjie, daar's iets goeds wat ek by hierdie gelowe kan leer, en ek wil nou al vir u wys wat ons kan leer nie, en ek het vir jou gesê, verlede week het ek daardie kenmerke, uitstaande kenmerke van die Jehovah, van die Islam geloof, het ek vir die voorgehou toewyding, geweldig toegewy, en ek wil weer vanaand vir u vra, ek hoop jy het weggegaan, en jy het jou eie geestelike lewe gaan meet aan, hoe toegewy is ek werklik aan my God? Is Jesus vir u 'n werklikheid? Is God
vir u die lewende God, of is hy maar net nog 'n God? Vir hulle is hy, Allah is vir hulle lewend, en hulle leef asof hy lewend is, terwyl hy 'n dooie God is. Hulle aanbid 'n dooie God, hulle buig voor 'n dooie God, maar hulle is toegewy aan hierdie God, en geweldig is hulle loyaal teenoor hierdie God. Wat is die les wat ek hier gaan leer oor die Jehova getuies? 'n geweldige groot les. Kom ek vertel 'n bietjie, net so 'n bietjie agtergrond van hulle leier, wanneer is hulle gestig. Daar's die leier, hy was C.T. Russell gewees, is in 1870, kyk hoe lank kom dit nou al in die wêreld, nê? En na sy dood in 1960 is hy opgevolg deur Rutherford, en dit was nie lank daarna nie, toe is Russell is hy toe oorlede. Hy het nie 'n mooi lewe gehad nie, jy kan maar gaan oplees. En hulle het bekend gestaan, sy volgeling het bekend gestaan ook, hulle wou nie hulle koppel aan die Jehova getuies nie, toe het hulle bekend gestaan as die Russellite, verwysend na die van C.T. Russell. Toe sê hulle, nee, ons gaan nie, die leier het nie so mooi voorbeeldige lewe gelewe nie, ons wil nie meer daar die naam dra van die Russellite nie, en sy volgelinge het na hulle self verwys, hoor nou mooi, klink dit nie mooi nie, as Bybelstudente en getuies van Jehova. So as hy by my klop en hy sê vir my, hoorie, ek is 'n Bybelstudent, dan raak my hart saag, voor hy tog hy werk vir die Here, nê? En ek is 'n volgeling of 'n getuie van Jehova. Hoor nou hoe koppel hulle. Stel, is ek en jy, hoor wat sê Handeling 1 vers 8, hy sê, maar julle sal my getuies wees. Is jy werklik 'n getuie? Hy is nie skaam om vir die wêreld te sê, ek is 'n getuie van Jehova nie. Hy sê dit vir mense, dis hoe hy hom voorstel. Ek is 'n Bybelstudent en ek is 'n volgeling en ek is 'n getuie van Jehova. Die vraag is, wie en wat is hulle? Jy sien, nou, ons moet eers gaan kyk voordat ons by sy leerstelling kom. Hy is 'n getuie van iemand, hoor nou mooi, 'n Jehova is 'n getuie van iemand wie sy tyd en sy energie spandeer om 'n vereniging se verdraaide lektuur omtrent die Bybelprofesie te versprei. Hy stel hom bekend. Hy sê, hier is ek. Ek gaan my tyd vat en ek gaan my energie vat om vir die wêreld, om hierdie vereniging, hierdie organisasie se verdraaide lektuur. Ek noem dit vanaand vir jou verdraaide lektuur. Ek gaan vir jou dit wys sodat jou oë moet oop wees wanneer hulle by jou deur klop, of hulle sit dit baie keer iewers neer, vry beskikbaar, en mense vat dit. Hoor gemooi. Jy het net nodig om 'n woord te lees of net 'n gedagte te kry, en die duiwel, jy maak jou oop en is verby. Jy begin nuuskierig raak. Wat is die duiwel se grootste manier hoe hy jou en my gevange kry? Hy maak ons nuuskierig rondom 'n ding en ons begin dit lees, nê? So by die Jehova getuies, hier kom die twee woorde wat ek jou wil leer. Iets wat ek by hulle leer, hoe meer ek oor dit lees, dan sê ek, Here, gee dit vir ons gemeente. By die Islam was dit toewyding en loyaliteit. Hier is hulle te geweldige ywer. Geweldige ywer, nee, en toewyding. En dan gaan ek hierdie daar woord bysit, loyaliteit. Ywer. Kom ek toets jou vanaand. Kom ek toets jou. Aan die woordjie ywer. Jy gaan vanaand geskok wees as ek vir jou dinge wys. Het jy in hierdie afgelope week met iemand oor die Here Jesus gepraat? Hy het 'n ywer. Hy staan bekend, sal jy bekend by die werk as iemand, 'n getuie van Jesus Christus. 'n Volgeling van Jesus Christus. Hoor nou mooi. Elke getuie is 'n bedienaar en hy word genoem 'n pionier. En elke getuie moet 'n gemiddeld van 15 uur per maand aan koninkrykswerk spandeer. Elke lid, jy word nie 'n lid nie, jy kan nie sommer by die kerk aansluit soos by die kerk van Nasarener, nadat jy tyd dit bygewoon het, dan kry jy die vorm in te vul, dan word jy lid. Nee, ek wil jou wys, wat moet elke lid doen? 'n Ywer vir dit wat vals is,
om 'n Jehovah getuie te wees, om 'n getuie van Jehovah te wees, nee, word meer as 15 uur per maand verwag van daardie getuie om koninkrykswerk, om iets vir die koninkryk te doen. Wat doen jy? Wat doen ek? Wat het jy hierdie week gedoen? Hoeveel ure het u gevat as 'n Nasarener? Ons glo in ons glo in die waarheid. Ons is deel van die Christelike kerk. Ons glo dat Jesus uit die graf uit opgestaan het en dat hy lewe. Het jy dit vir iemand vertel? Is jy getuie van hom? Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en dan sal julle my getuies wees. Hoor gemooi, as jy bely dat jy vervul is met God se Heilige Gees, moet jy daarom 'n getuie wees. Of is dit maar net iets aan jou taak by jou hemp? Iets waarop jy roem. 'n Getuie is iemand wat geesvervuld is en 'n geesvervulde persoon is 'n getuie vir Jesus. Wat het ek en jy in hierdie week vir sy koninkryk gedoen? Hulle moet 15 uur 'n maand pioniers om 'n lid te word. Jy kom eers daar, kom ek noem dit maar, jy vul nou vorm in. Jy sê jy wil graag 'n lid word van hierdie organisasie. Hy word genoem 'n pionier, moet meer as 100 uur per maand. Hoeveel uur? Jy lees reg. Jy sien reg, 100 uur 'n maand. Spesiale pioniers, hulle wat 'n bietjie langer deel is van die gemeente, 140 uur per maand. Hoeveel het jy gedoen hierdie week? 5 minute? 10 minute? En jy sê jy's deel van die Christelike kerk, jy glo daaraan dat Jesus opgestaan het, ons doen niks. Ons sit agteroor, ons sal sendelinge stuur, dat hulle gaan, ons stuur al ons sendelinge oor see, terwyl die sendingveld in Kimberley oop is. So ver is sending. Ons lei sendelinge op om hulle oor te stuur en hulle lei sendelinge op om hiernatoe te kom, sodat ons iets vir God se koninkryk kan doen. Wat het jy gedoen? Hoeveel uur? Johan, jy word aan betaal as dominee. Dis jou werk om die koninkryk van God op aarde uit te brei. Dis jou werk om vir mense te verras. My werk. Het jy nie daai ywer? Wat is jou ywer vir God en sy koninkryk? Het jy 'n ywer? As daar een gebed is waar jy bid, dan trek jy dit om jou stoel vanaand en jy sê, Here, ek ontbreek aan ywer. Ek het nie. Ons sing, daar's 'n vlam in jou hart. Ons sing dit. Is dit waar? Is daar 'n vlam in jou hart? Here, dis dood. Die vlam ontbreek, die ywer ontbreek, Here. O, ywer. Hulle glo die leuen. Hulle loop Saterdag van huis tot huis en van uitbreiding tot uitbring. Hulle moet daai ure, hulle moet 'n verslag doen, maandeliks 'n verslag ingee watter dele hulle gedek het. O, ek vra vir u, wat doen ek en jy deel van die Christelike kerk? Meer nog, behalwe die ure wat hulle moet insit, hulle het hulle eie Bybel. En dit word van elke Jehovah getuie verwag om hulle eie Bybel te memoriseer. Ek gaan nou jou daai Bybel wys en dan ook te lees. Word van jou verwag, jy moet die Bybel lees. Ek pleit, lees Gods woord. Ek pleit by hierdie gemeente, jy moet die woord van God lees soos nog nooit aan van tevore en memoriseer. Dit word van hulle verwag om dit te doen. Hulle moet dit doen. Ek sê weer, wanneer dit kom by ywer, wanneer dit kom by toewyding, het ons soveel om te leer. Ek wil nou vorentoe gaan, ek wil verder gaan, maar ek wil vanaand vir jou vra, wees nou eerlik, wees nou eerlik. Ek so bang, ek stuur jou gedagtes in 'n ander rigting vanaand. Maar ek wil eers hier, by hierdie gedeelte, wil jy nie vir die Here sê, Here, ek het dit of ek het dit nie. Dit is so maklik soos dit. Ek het ywer of ek het nie ywer vir die Here se saak. En as ek dit het, dan sit ek daar waar ek nou sit en sê ek, Here, ek wil vir u vra. Ek wil vir u vra, Here, kom steek hier iets aan, geef my daardie ywer in my hart. Kom steek dit aan die brand. Dat ek 'n ywer, hoor mooi, vir die koninkryk van God sal hê. Vra dit vir die Here. Ek wil dit vanaand, hierdie woorde vir jou gebruik. As daar mense is wat glo in hulle produk,
dan is dit 'n Jehova getuie, hy glo in sy produk. Hy glo in sy leerstelling. Hy glo daaraan. Hy sal nie daarvan afwyk nie. Hy glo, hy is so oortuig aan sy produk. En hy glo dit met sy hele hart. Glo jy jou produk? As jy vas oortuig dat dit die produk is wat jy in jou hande het, dat dit waar is, dat die Here jou siel uit genade gered het, hoor gemooi, ek noem dit vanaand in aanhalingstekens, dis jou produk. As ek onseker is oor my produk, vriende, dan kan ek maar omdraai. Dan sal mense nie my produk glo nie. Maar as ek daar staan en ek is oortuig van my produk, Paulus noem dit baie keer, hy sê, ek is oortuig hiervan. Ek is oortuig hiervan. Ek wil net hier dit vir jou noem, ek het dit nou vir jou genoem, as dit kom by hulle lede tel, hulle tel slegs lede wat maandeliks verslag doen van hulle deelname aan predikingswerk, sendingwerk. Soos wat hulle gegaan het, hierdie blaadjie uitgegee het, daai die wagtoring uitgegee het, daai blaadjie uitgegee het, hulle tel slegs daai mense as lede. Die kerk van Jesus sit vandag met dooie hout. Hulle sit die banke vol. Doen niks vir God en sy koninkryk. Jy sien, daar's 'n verskil tussen lede en lede. Ek wil so 'n bietjie met jou praat oor die literatuur. Nou daar's baie, ek het nou nie almal nie, ek wil net vir jou sê wat hulle baie in omloop is. Daar's die eerste een, die tydskrifte, die Wagtoring, hy staan ook bekend as Watchtower. Jy sal altyd by die Wagtoring, hulle is baie lief om profeseë oor die eindtyd, Bybelse profeseë, dan is hulle lief om dit voorop te hou, en dan sien jy dit, en dit trek jou aandag verskriklik, en dan maak jy jou oop daarvoor. Die ander tydskrif, sy naam is Ontwaak, Awake. Jy sal altyd sien dat hierdie boekie bevat, of hierdie tydskrif, hy is 'n bietjie groter as hierdie, alle tydskrifte is 'n bietjie groter as hierdie, dan sal jy sien dit handel oor onderwerpe, wonderlike onderwerpe soos die natuur, oor gesondheid, die gesinslewe, die huwelik, is altyd aktuele sake. So jy sal sien die Wagtoring praat daarvan, en die Ontwaakboekie praat dan oor iets anders. Kyk, daar is hulle. Dis hoe hy lyk, kleurvol, altyd, dit lyk so gelukkig. Jy kan maar kyk, binnekant is altyd kleurvolle prentjies. Ek wonder baie keer, wat spandeer hulle aan die druk van 'n boekie? Om vandag iets te kan druk. Ons sukkel baie keer om 'n traktaatjie te druk, maar kleurvol, dit trek die oog, en elke maand word hierdie boekie uitgegee. Kyk daar, dit lyk so lekker, hulle geniet wat hulle doen, blydskap op hulle gesig, hulle is met 'n dwaalleer, is hulle besig. Hulle glo dat Jesus nie die Christus is nie, en hulle is gelukkig. Daar is hulle Bybel, hy staan bekend in Afrikaans as die Nuwe Wêreldvertaling van die Heilige Skrif. In Engels is the New World Translation of the Holy Scripture. Ek wil jou wys, net hier en daar 'n teksvers, vir jou wys waar die verskil inkom tussen hulle Bybel en ons Bybel. En hulle is baie lief om Bybel weg te gee, om te sê, hier is vir jou Bybel, mooi Bybel. Jy sal sien, baie van hulle Bybels is met leer, die buiteblad is leer, en wie van ons wil nie so 'n Bybel hê nie? Wat opvallend is van daardie Bybel, jy sal nooit die naam God vind, of die naam Here vind nie. Oralste het hulle die woord gevat, en in hulle Bybel staan die naam Jehova. So die titels van God en Here is weggeneem, so hulle aanbid Jehova. So dit gaan als oor Jehova. Nou ek wil jou net 2 vername punte wys, daar's baie, wat in hierdie, hulle praat ook van die NWV, die Nuwe Wêreldvertaling, verskil van ons Bybel, ek noem dit hier die 33, die 53 en die 83 vertaling, en ek wil jy vir net 2 belangrike, ek noem dit vanaand belangrike punte. As mense op hierdie 2 punte verskil, moet jy weet, dis 'n dwaling. So jy toets enigiets aan hierdie 2 dwaling. God se naam. Dis opvallend, dis 'n opvallende verskil, die gebruik van die naam Jehova. So jy sal sien in die Bybel, dat hulle verskil daar, en die tweede een wat ek vanaand vir jou gelees het, die identiteit van Jesus.
Hulle siening is dat Jesus en God nie dieselfde persoon is nie. Met ander woorde, hulle glo nie in die drie eenheid nie. Hulle glo nie in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ek gaan dit vir jou dit makliker maak dan as jy dit verstaan. So baie maklik, wanneer mense 'n probleem het met God se naam, en hulle vervang God se naam, die Israeliete is dieselfde, hulle is baie lief, jy sal baie WhatsApps kry rondom hierdie mense wat dit uitstuur, jy mag nie God noem nie, jy moet hom Jahwe noem hier, en hulle sal hom vir jou spel, Jahwe, en dis 'n dwaalleer. En hulle verskil op die identiteit van Jesus Christus. Elkeen wat bely dat Jesus nie die Christus is nie, is hy? Wat sê die Bybel? Is 'n valse profeet. Die Bybel sê dit, ek sê dit nie. Dis nie die kerk wat dit sê nie. Dis wat die Bybel sê. Kyk na Johannes 1, kyk hoe verskil hy. As jy nou die ou vertaling vat, ons Bybel, ek noem dit ons Bybel, en jy vat die Nuwe Wêreld vertaling, dan sien jy hier verskil hy sommer op die vers van dat Jesus nie God is nie. Die Bybel in ons Bybel sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. As jy nou die Nuwe Wêreld vertaling lees, dan sê hy, en die woord was 'n God, met 'n klein lettertjie. Sê dit al reeds vir iets? Maak net so. Is hy met my? So, en hulle gee hom uit. Die woord was 'n God. Was 'n mooi, hy was maar net deel. Hulle glo nie dat hy vlees geword het nie. As jy Kolossense 1 vers 16 vat, in hulle Bybel, alle dinge is deur hom geskape, hom verwys na Jesus. In die Nuwe Wêreld vertaling staan hierdie woorde, alle ander dinge is deur hom geskape. So hulle wil nie erkenning gee dat Jesus is God nie. Dat hy die skepper is. Dat hy deel is van die drie eenheid. Hoor gemooi, in Genesis staan al vroeg, word daar verwys na die drie eenheid. Toe staan hierdie woorde, laat ons mense maak na ons beeld. So Jesus het nie in die Nuwe Testament ingekom nie, hy was al in Genesis, nie. Laat ons, wie is die ons? Die drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Laat ons mense maak na ons beeld. So die Christelike kerk is bevoorreg om te kan glo nie. Drie eenheid glo jy in die drie eenheid. As jy die Nuwe Wêreld vertaling lees, dan vermy hulle sekere woorde, en dan gaan dit vir jou wys. Hulle vervang die woorde, die kruis van Jesus, omdat hulle nie in die sterwe, die dood en die opstanding van Jesus Christus glo nie. Verwys hulle na 'n paal. Hulle gebruik in baie verse die woord 'n pynpaal. So hulle praat nie van die kruis nie. So die kruis is die evangelie. In 1 Korintiërs 15 sê Paulus, wat is die evangelie? Nie wat maak ons die evangelie, hy sê, wat is die evangelie? Dat Jesus gesterf het, hy het opgestaan, dat hy gekruisig is, hy het gesterf, en dat hy opgestaan het, hy sê, dis die evangelie, daai drie dinge. Hulle vervang die woordjie hel, omdat hulle nie glo in die hel nie, hulle glo nie aan die hiernamaals, ek gaan vir jou wys, verwys hulle in hulle Bybel na die graf. En wanneer dit by die mens kom, sê hulle, die mens, die ou vertaling sê, die mens het 'n siel. Jy sit vanaand met 'n onsterflike siel, hoe weet ek dit? Nadat God die mens gemaak het die mens daar gelê, en God het gekom en het in die neusgate van die mens sy asem ingeblaas. En die Bybel sê, en die mens het 'n lewende wese geword. Jy het 'n onsterflike siel, nie 'n lewendige nie. 'n lewende, daar's 'n verskil tussen lewende en lewendige. 'n lewende siel, hoor gemooi, jy sal sterwe, maar jou siel sal voortleef. Op een van twee plekke, hemel of hel. Nee, hulle sê, die mens is. Nou net as jy na 1 Tessalonisense 5:23 gaan kyk, God het ons drie lede gemaak, liggaam, siel en gees, nee. So, trichotomy, met ander woorde, ons is drieledig. Hulle sê, nee, die mens is net 'n siel. Nou weet ek nie waaruit bestaan ek nie, maar ek is net 'n siel. Wat is die leerstelling van die Jehova-getuies? Ek wil jou gou wys. Ek gaan net die hoofleerstellings vir jou uitlig, nee. En wat glo hulle? En dan gaan ek vir jou wys, wat sê die Christelike kerk? Mag jy so opgewonde word? Vriende, ons sit met die waarheid. En ons glo nie die waarheid nie. As dit kom by die drie eenheid, het ek al reeds vir u gesê, hulle ontken die bestaan van die drie eenheid. Skokkend as jy gaan lees,
wat sê hulle van die drie eenheid, en ek wil dit nie sê nie, vir my is dit godslasterlik, ek wil dit nie van 'n kansel af sê nie, ek wil dit nie eers so sê nie, ek kan nie glo dat hulle dit neerskryf nie, maar hulle, en hulle beweer dat daar net een almagtige God is, wie se naam Jehovah is, net een. So hulle glo nie aan God, hulle glo net aan God die Vader, aan God, hulle glo nie aan Jesus of aan die Heilige Gees nie. As dit kom by die persoon Jesus Christus, hoor nou mooi, hulle sê dat Christus was voor sy menswording net 'n geskape wese. Hy was die vernaamste onder die engele gewees. Dan sal hulle Hebreërs 1 gryp, wat na die engele verwys, en sê hy was maar deel van daardie engele groep gewees, waarvan Hebreërs 1 praat. Dis nie so nie. Hy is God. En dan gaan nou vir jou wys, wat glo ons, die Christelike kerk, glo. Wanneer dit kom by die liggaamlike en die werklike opstanding van die Here Jesus, dan word dit deur die Jehovah getuies verloon. Hulle glo dit glad nie. Hulle sê, daar bestaan nie so iets. Met ander woorde, hulle staan nie meer, hulle sit nie met die evangelie nie. Wat kan jy vir mense aanbied, anders as die evangelie van Jesus Christus? Hoor nou hierheen. As dit kom by die wederkoms van die Here Jesus, dan glo hulle, en ek sê dit in klein letters, die Jehovah getuies glo, die Jehovah getuies Christus het al in 1914 gekom. En jy moet gaan kyk hoeveel keer het hulle al datums neergesit. Pas op vir datums. Hulle glo dat in 1914 het hulle Christus al aarde toe gekom, en hy het al reeds die 1000-jarige ryk, het hy gestig, het hy op aarde geplaas. So hulle sit met iets daar. As dit kom by die mens, by my kom en by jou kom, dan is die leerstelling dat die mens het geen siel nie. So as ek dood gaan, dan gaan ek soos 'n hond dood, dan gaan ek soos 'n dier dood. So, daar's niks, as ek vanaand sterwe, is ek gelyk aan 'n hond, as ek gelyk aan 'n dier. Daar's niks wat voortlewe nie. Maar ek dank God vir sy woord wat my in die lig bring en vir my presies sê, wat gebeur wanneer ek sterwe, want ek het 'n onsterflike siel, hoor gemooi, die liggaam gaan terugkeer na stof. Maar jou en my siel kan nie sterwe nie. God het van my en jou 'n lewende siel gemaak. As dit kom by die oordeelsdag, interessant, hulle weerspreek, hulle sê, daar's geen straf vir die mens nie, want jy sterf soos 'n dier. Hoor nou mooi, nou verstaan ek dit nie mooi nie, en miskien snap ek nie iets nie, maar hulle glo dat daar wel 'n tweede kans vir die mens is, om iewerste weer sy saak, ons noem dit tot bekering toe kom. Hoor wat sê Hebreërs 9 vers 27, hy sê, dis vir die mens bestem om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Nêrens in die Bybel vind ek enige teks wat daarna verwys, dat daar vir die mens 'n tweede geleentheid gaan wees, of gebied gaan word, om sy of haar saak met die Here reg te maak. Miskien 'n bietjie Rooms, ek gaan eers met jou praat oor die Roomse kerk, miskien om daar die laaste mis, en daar die heilige water, en daar die dinge te doen, met die hoop, as ek bid, en daai goed doen, dat daar iets sal gebeur, 'n transformasie, nee, hoor gemooi, as jy sterf vanaand sonder die Here Jesus, maar ek wil jou sê, ek het slegte nuus. As jy in hierdie lewe sterf sonder die Here Jesus, en daar gebeur, en baie mense hoop op 'n sterfbed bekering, moenie daarop hoop nie. Ek wil vir u sê, baie kere dan op 'n sterfbed, wanneer mense daar lê, dan gee hulle lewe vir die Here. Ek weet baie keer nie of hulle 100% by is nie, maar ek wil net vir u sê, moenie wag op 'n sterfbed bekering nie. Baie mense het dit nie. Maar as jy sonder Jesus moet sterwe, en jou saak met die Here is nie reggemaak nie, gaan jy alreeds 'n voorsmaak kry van dit wat op jou wag eendag. En dit is so asof mense dink dat wanneer hy sonder die Here sterwe, asof God die mens jammer kry en sommer dadelik vir hom die hemel oopsluit. Die Bybel sê, soos wat jy lewe, so sterf jy. As ek vanaand sonder Jesus sterf, en ek lewe en ek sterf sonder Jesus, dan gaan ek eendag 'n ewigheid in sonder die Here Jesus. Dis wat die Bybel sê. Hulle glo dit nie. Hulle sê daar, die mens sterf soos 'n dier, en daar's geen straf vir die mens nie. Ek wil jou vanaand wys, wat sê die Bybel? Ek wil jou vanaand aan die waarheid toe bring. Jy moet vanaand vir jou Bybel vat, en gaan sit by die bed, en sê, Here, dankie vir die waarheid. Glo jy in die Bybel? Glo jy in die Bybel?
Dis die hoogste gesag vir die mens. Die hoogste gesag waaronder ek en waaroor ek en jy moet buig. Wat sê God se woord? Nie wat sê die kerk nie, wat sê 'n leerstelling, 'n kerk, nee, hoor my, ek dank God dat die kerk van die Nasareëner standvastig is by hierdie leerstelling. Buig of bars, dis wat die kerk glo, dis wat die Bybel sê. En ek gaan dit vanaand vir jou wys. Wat sê die Bybel? Wat leer die woord van God ons omtrent Jesus Christus? Wat sê die Bybel? Ag, daar is so baie teksverse wat ek vanaand vir jou kan woon. Handelinge 4 vers 12, onthou hierdie vers in jou kop, en die saligheid is deur niemand, en daar's nie 'n naam in die hemel of op die aarde gegee, waardeur 'n mens gered kan word as Jesus nie. Hy is meer as 'n gewone mens. Die Jehova getuies sê hy is mens. Hy is maar 'n gewone mens. Voor sy vleeswording was hy maar soos die engele gewees. Hoor geboei, ek wil vir jou sê, Jesus Christus op aarde was hy God mens gewees. Hy was mens, hy moes mens word om te beleef wat ek en jy as mens leef. Hebreërs sê dit, hy het presies beleef wat ek en jy beleef op aarde, sodat hy met jou en my medelee kan hê. As hy nie mens was nie, hoe sal hy ooit met jou en my medelee kan hê? Maar hy's God. Hy is God. Jy moet hom erken as God in jou lewe, as Here van jou lewe. Hoor wat sê Kolossense, Paulus is lief in Kolossense, en jy moet gaan tel hoeveel keer in Kolossense net daai woordjie staan, in hom. Hy is lief om hierdie twee woorde in Kolossense te noem, hierdie twee woorde saam. Hy sê maar in Kolossense 2 vers 9, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Want in hom, die volheid van die Godheid. Hy's God. Glo jy dit vanaand? Jy het dit al bely. Sê vanaand, voordat jy by hierdie kerk uitgaan, net vir die Here sê daar waar hy sê, Here, dankie. Ek kom bely dit dat Jesus is God. Hoor nou mooi. Jy gaan dit vanaand vrywillig doen of jy gaan dit eendag by force doen. Jy moet iewers dit bely, Here, U is God. Ek kom sê dit vir U. Wat leer die Christelike kerk ons oor die woord van God? Of wat leer die woord van God ons oor die verlossingskrag van die bloed van Jesus Christus? Jy sien, dit is nie die evangelie nie. Weet jy wat is die evangelie? Christus het gesterf. Hy het opgestaan en hy lewe vanaand tot in alle ewigheid. Hoor gemooi, die bloed het nog nooit sy krag verloor nie. Verlossingsbloed. Die krag wat daar vanaand lê in die bloed van die lam. Terwyl ek hierdie neergepen het, het ek vir myself gesê, daar is 'n koortjie waarvoor ek so lief was, of lief is. Ek het dit baie lank terug op 'n konferensie geleer. Sy bloed verlos van Satans mag. Sy bloed maak slawe vry. Die grootste sondaar maak hy vry. Sy bloed verlos ook my. Het die bloed van Jesus jou al verlos? O, mense se grootste behoefte is aan hierdie, die verlossingskrag van die bloed van Jesus Christus. As dit kom by die Here Jesus, hierby, ek wil dit wys. Ek gaan van hier af vir jou eers wys, wat sê die Jehova, om jou gedagtes te verfris, en dan gaan ek jou wys, wat sê die woord. Maar as dit kom by die verlossingskrag van die bloed van Jesus, dit is aan 'n kruishout op Golgotha bewerkstellig, sê die Jehova getuies, as hulle daarna verwys, na die sterwe van die Here Jesus, al glo hulle daaraan nie, dan sê hulle, dit was maar 'n eensame man, aan 'n betekenlose kruis. 'n Betekenislose kruis. Is dit waar? Vanaand vir die sê, as daar nie 'n kruis is, net ons nie evangelie nie. Maak ons die deure toe. Dis wat hulle sê. Hoor wat sê Efesiërs. Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing waardeur? Deur die bloed. Hoor wat sê hy? In hom, aan die kruis, daar die eerste druppeltjie bloed daar val, toe was dit genoeg vir 'n wêreldse verlossing is bewerkstellig. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. Die vergifnis van ons misdade na die rykdom van sy genade. Dis nie wonderlik nie.
Het die bloed van Jesus vanaand vir jou enige krag? Glo jy in die krag wat daar is in die bloed van die lam? Dis al wat mense vrymaak. Dis die enigste middel wat God daar geplaas het om te sê vir die sondeprobleem, vir die vergifnis van sonde, die bloed van Jesus. Wat leer die woord van God? As ek verwys na die woord van God, dan verwys ek na hierdie Bybel, die woord van God. Wat leer die woord van God ons oor die Heilige Gees? Ons glo dit, ons bely dit, dat die Heilige Gees is die derde persoon in die drie-eenheid. Hy is nie 'n krag nie, hy is nie 'n mag nie, hy is 'n persoon, het jy dit geweet? Gaan dit vir jou wys. Maar die Jehova getuies glo nie in die Heilige Gees nie. Maar as kind van die Here glo ons in die werklikheid van die Heilige Gees as 'n persoon, die derde persoon in die Godheid. Ek noem dit baie keer, veral in Pinkstertyd, dan verwys ons as ons praat oor die Heilige Gees, want ons koppel ons die Heilige Gees net aan Pinkster, nie aan Maandag, Dinsdag, Woensdag en Weksdae nie. So die kerk het ons geleer, dis nie so nie. Die Heilige Gees is 'n persoon wat daagliks in jou en my lewe werksaam wil wees en ook is. Maar hoor hierdie vers. Jesus het dit gesê in Johannes 16 in sy laaste lering oor of onderwysing wat hy gegee het. Hy sê, en wanneer hy gekom het, wie is hy? Hoor, hoe word hy genoem? Hoe word die Heilige Gees genoem? Die Gees van die waarheid. Wanneer hy kom, wie is hy? Die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Dis hoekom ons seker nie glo in die Heilige Gees, want die Heilige Gees kan hulle nie oortuig nie. Hoor gaan mooi, as jy vasgevang is in hierdie dwaling, dis net God die Heilige Gees wat jou kan oortuig daarvan. Menslik, jy kan maar praat, jy kan sien die ligte brand, jy kan sien daar so wyl wat afsak. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Sê, vra, Here, waarsku my, geef my onderskeiding. Weet jy, is interessant, toe Jesus sy laaste brief skryf aan die gemeente van Laodicea, daai brief aan daai gemeente, toe sê hy, kom koop van my oogsalf. Hoekom oogsalf? Jy sien, ons het ons onderskeiding verloor. Alles is reg. Jy moet begin bid en sê, Here, gee vir my weer oogsalf, dat ek kan onderskei wat is waarheid en wat is die leuen. Ons probleem is nie om te onderskei wat is waar en wat is vals nie. Ons probleem is om te onderskei tussen wat lyk soos die waarheid. Wat lyk eg? Wat is die egtheid, nee? Wat leer die woord van ons oor die opstanding van die Here Jesus? Die Jehovah's glo hierdie woorde, dat ek en jy sterf soos 'n hond, ons is ewig dood. Hulle glo nie dat ek en jy gaan opstaan nie. Hulle glo nie in die opstanding van die dode nie. Want hulle glo nie daaraan dat Jesus uit die graf uit opgestaan het nie. So hulle aanbid nog 'n Christus binne in die graf. En daai graf is nog geseël. En hy is toe, en hulle glo, hulle is bereid om vir daai Christus wat in die graf lê, van huis tot huis te gaan en hierdie leerstelling te verkondig. Wat leer die Bybel ons? Dat Jesus het uit die graf uit opgestaan. Opgestaan, oorwinnaar oor dood en hel. Hy het opgestaan. Glo jy dit vanaand? Dit mag vanaand vir jou hier 'n groot waarheid wees. Dis 'n feit. Jy kan dit hier glo. Hy het opgestaan. Die vraag is, kyk my in die oë, het hy al in jou hart opgestaan? Het hy al in jou lewe opgestaan? Jy sien, ons sit baie keer met 'n grafgodsdiens. Dis koud hier binnekant, dis donker hier binnekant. Hoor gou mooi, vir die Here vra, Here, help my dat Jesus hier kan opstaan. Jy sien, 'n graf het so koue reuk, so doodsreuk. En wanneer jy met 'n grafgodsdiens besig is, dan is dit hier binnekant ook maar nog so. Daai doodsreuk hier binnekant, né? Hulle glo nie dat Jesus uit die graf uit opgestaan. Hoor 'n bietjie hierdie vers. Jy moet hierdie vers in jou Bybel onderstreep, Romeine 1 vers 4. En na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God. Hoekom is hy met krag verklaar as die Seun van God? Hoor nou mooi.
deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here. Met krag het God verklaar. Hy is die Seun van God, omdat hy die graf uit opgestaan het. Glo jy dit? Bybel sê dit. Wat glo ons, wat sê die Bybel omtrent die wederkoms van die Here Jesus? Die Jehova getuies wat ek vir jou gewys het, hulle glo dat hy in 1914 al aarde toe gekom het, en dat hy al sy koninkryk hier kom oprig het, die 1000-jarige vrederyk. Die Bybel leer dat Jesus Christus, net soos wat hy weggevaar het na die hemel, Handelinge 1 vers 11, net so sal hy terugkom. Hy moet nog kom, hy gaan op die wolke kom. Hy gaan op die wolke. Nou die wederkoms van die Here Jesus gaan in 2 fases plaasvind. Die eerste fase gaan wees, hy gaan jou kom haal, hy gaan sy kinders in die lig ontmoet. Die tweede fase gaan op die berg, die Olyfberg, gaan hy sy voete neersit, dis die tweede fase. Maar hy gaan kom net soos julle hom sien wegvaar het. Hoor jy wat sê Handelinge 1 vers 11? Galileese manne. Waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat 'n Jesus? Hierdie Jesus met die spykermerke, met die merke aan sy hande en voete, wat van julle opgeneem is, wat julle nou sien wegvaar, hy sal net so kom met die spykermerke en dit is hierdie Jesus. Pas op vir Jesusse. Pas op vir valse Christusse. Jy gaan hom erken aan die spykermerke aan sy hand en sy voete. Wat leer die Bybel ons oor die woord van God? Die Jehova sit vanaand met 'n verdraaide Bybel, die Nuwe Wêreldvertaling. Hulle sit met daai Bybel verdraai. Hulle glo dat, hulle lees dit, hulle memoriseer dit, hulle lede moet dit ken. Hulle ken sekere dele, as hulle by jou aan deur klop, gaan hulle vir jou sekere dele gee oor die hemel. Hulle gaan vra, waar is die hemel? Hulle sal nooit oor die hel praat, hulle sal praat oor as jy doodgaan, het jy geweet jy het nie 'n siel nie. Hulle sal daai goed vir jou sê, hulle ken daai dele 100% uit hul kop en hulle moet dit leer, hulle moet dit memoriseer. Al hulle lede moet dit leer, hoor nou mooi. Die Bybel, of jy dit wil glo vanaand of nie, ek sê dit vir jou, want ek glo dit. Die kerk glo dit. Die Bybel sê dit is die geïnspireerde woord van God. Wat beteken dit? God het dit geskryf. Is wonderlik, oor baie jare, 1600 jaar, is die Bybel geskryf. Die een skrywer het nie die ander skrywer geken nie, en is geskryf en God het so gemaak. Hy het sy asem daarin geblaas. Dis hoekom dit lewend is. Vriende, ek kan nou 'n hoofstuk lees, ek kan hom die hele week lees, en elke keer as ek hom lees, het hy net nuwe betekenis, hy raak nooit oud nie. Geïnspireerd, glo jy dit? Geïnspireerde woord van God. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif, nie net dele nie, nie net 'n boek nie, die hele skrif, Noag se verhaal, Jonas se verhaal, of hy nou in die maag van die vis was, jy hoef dit nie uit te verklaar nie, of uit te lê nie, die hele skrif is deur God ingegee. Dis die A-gedeelte, hoor nou mooi. En is nuttig tot 5 dinge. Lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Wat leer die Bybel ons omtrent die dood? Die Jehova getuie sê, hierdie woorde, jy sterf soos 'n dier, want jy het geen siel nie. Tragies nie. Wat so hoop het ek? Al leef ek vanaand sonder hoop. Maar wat sê die Bybel? Die Bybel leer dat wanneer die dood kom, dat die dood die mens se tydperk hier op aarde beëindig. Hier kom hierdie vers, ek wys hom weer vir jou, Hebreërs 9:27, want dit is vir die mens bestem om eenmaal te sterwe. Elke mens het 'n afspraak met die dood. Dit kan hierdie week wees, kan vanaand wees. Ons het 'n afspraak met die dood. Dis 'n afspraak wat niemand kan voorweg hardloop nie, hy wag vir jou. Elke tree wat jy gee. Samuel sê in 1 Samuel 20, hy sê, daar's 1 tree, vers 3, daar's net 1 tree tussen jou en die dood. Ek kan vanaand by tree gee, maar hoor gou mooi, wanneer my body sterf, wanneer my liggaam sterf, is daar iets wat gaan voortlewe. Vanaand as ek met daai tree moet gee, dan sit uit die tydelike en die ewige in. By God. Omdat ek die predikant is, nee. Omdat ek 'n goeie mens is, nee. Daar was 'n dag in my lewe toe ek Jesus ontmoet het as my persoonlike verlosser en saligmaker. Dit gee my daai hoop. As ek die laaste tree gee op aarde, nee, is ek daar. Ek is nie soos 'n dier nie. Dis die verskil tussen die mens.
Dit is die verskil wat die Bybel sê van die mens. Wat sê die Bybel omtrent die saligheidsplan van God? Die Jehovah getuie sê dat saligheid kom deur werke. Dis net soos die Romeinse kerk. Die Romeinse kerk glo dat jy hoe meer werke jy doen, dis hoekom mense bak. Hulle is direk met pannekoek en koekbak besig, want dis werke. Dis dooie werke, dis dinge. En hierdie tannie het daarom baie gewerk vir die kerk. En daai oom het daarom baie gewerk vir die kerk. Die hemel word nou vir hom of haar oopgesluit. Dis wat mense glo vandag. Goeie werke, kan ek vir jou teksvers wys? Wat sê die Bybel? Ons word hoe gered? Hoe kom verlossing? Alleen deur die bloed van Jesus, nie deur werke nie. Kyk hierdie vers Titus, en jy kan maar Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade word ons gered, deur die geloof en nie deur goeie werke nie. Deur die geloof, deur die bloed van Jesus. Maar wat sê Titus? Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie. Jesaja 61 sê, jou beste werke is vir God soos 'n besoedelde kleed. Jou beste werke. Dit gaan oor die bloed van Jesus. Maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van wedergeboorte. Is dit nie wonderlik? Hy red my nie net deur wedergeboorte, kyk wat doen hy, en deur die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons, deur Jesus. Hy gee daai verseëling hier binnekant, hy gee daai chap hier binnekant, daai sekerheid dat ek is sy kind. Kan ek nou vir jou 'n paar dinge wys? Wat sê die woord oor die toekomstige lewe en die ewige beloning en straf? Hulle glo aan die leuen dat daar nie 'n hel is nie. Ek wil vanaand vir u sê of jy dit wil hoor of nie, die Bybel leer. Daar's 'n dag, ek noem dit payday, wanneer elke mens voor God gaan staan en jy rekenskap gaan gee van jou lewe wat jy hier op aarde gedoen het. Payday. Jou man gaan nie namens jou staan en jou vrou gaan ook nie namens jou staan nie. Elke mens gaan voor die Here staan. Johannes sien, hy noem hulle klein en groot. Het ek voor daar die groot troon sien staan. En dan kom hy in Openbaring 21, hy sê, en as dit bevind is, dat iemand sy naam nie opgeteken is in die boek van die lewe nie, word hy in die poel van vuur gewerp. Hoor gemooi, jy moet sorg dat jou naam in die boek van die lewe kom. Dis belangrik. Matteus 25 vers 46 sê, vers 41 begin hy sê, waar Jesus vir hulle aan sy linkerhand sê, hy sê, gaan weg van my jou vervloekte in die ewige vuur, wat berei is vir die duiwel en sy engele. En vers 46 sê hierdie woorde, en hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Daar word die split. Hulle sal weggaan na die ewige straf, maar die regverdiges sal ingaan in die ewige lewe. Is dit nie wonderlik nie? Ek wil net dit gou sê, en ek is klaar. Jy dalk hoor hulle verwys na die 144.000. En hulle gebruik Openbaring en die getal wat in die boek Openbaring is. Hulle verwys na hulle self as daardie groep, die 144. Ek wil nou net vir jou wys, wanneer die duiwel jou sinne verblind. 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, wanneer die God met 'n klein letter van hierdie wêreld jou sinne verblind het, hy maak hulle dom hier. Hoor gou mooi. Hulle glo, hulle is die 144. Kan ek jou wys wat is hulle ledetal al? Aktiewe lede. Hulle wat 100 ure of 150 ure per maand gee vir koninkrykswerk. Hulle is wêreldwyd ongeveer 8.6 miljoen. Wie is die 144? As jy nou met hulle praat, dan sê hulle, dis hulle wat nou, hulle word uitverkoor, hulle gaan baie nader aan God sit. Hulle sal verskoning, die duiwel sal hulle verskoning gee. Hoekom hulle dit glo? Net in Suid-Afrika alleen is die ledetal meer as 100.000. 'n Aktiewe lid is iemand wat aktief getuienis lewer, wat van huis tot huis gaan en mense mislei. Hoor gou mooi, as jy nie gefondeer is in die woord nie, gaan hulle jou vang. Dis hoekom die Bybel dit waarsku, moet hom nie eers in jou huis toelaat nie, want hy gaan jou oortuig as jy nie die woord ken nie. Hy gaan jou oortuig. Jy moet maar versigtig wees daarvoor. Ek sluit af, ek vra vanaand vir jou hierdie vraag.
Ek het jou nou baie dinge vertel oor die Jehovah getuies. Eintlik wil ek net vir jou gesê het, hierdie mense het 'n geweldige ywer vir dit waarin hulle glo. Hulle het 'n geweldige ywer. Hulle is oortuig van hierdie woordjie wat ek vir jou gewys het, van hulle produk. Is jy oortuig? Glo jy in jou produk? Jy maak baie keer so verskoning, ek is 'n kind van die Here, ek is eintlik maar Christen, maar weet jy wat, as jy wil weet, vra my dominee. Bel hom, hy sê, hoor gou mooi. Weet jy hoe sê jy dit? Omdat jy nie oortuig is van jou produk nie. Jy ken nie jou produk nie, jy weet nie waartoe jou produk in staat is nie. Glo jy jou produk? Gaan vanaand huis toe sê, Here, ek het vanaand ontdek, ek ken nie my produk nie. Ek ken nie die bloed van jy. Ek ken nie die verlossingsplan, waartoe die verlossingsplan, wat hy werklik kan doen nie. En hoe hy mense se lewens kan verander. Ek glo dit nie. Maar Here, geef my oortuiging in my hart. Daarom is die Heilige Gees daar. Heilige Gees, kom geef my oortuiging, dat ek sal glo, vasglo, so oortuig sal wees, dat ek ander mense daarvan kan vertel. Oortuig, hulle sal sien. Hoor gou mooi. Ek sê baie keer, ek vertel mense as dit kom by sielewenning, as iemand aan my deur klop, en hy verkoop seepoeier, en hy vertel my, oom, ek wil net vir hom sê, ek is 'n student hier van die universiteit, en ek verkoop nou seepoeier, en ek doen dit maar vir 'n vakansiewerkie, en vir 'n paar sente in die maand, om te oorleef, stel oom belang. Ek sal hom net een vraag vra, ek sal vir hom sê, jongman, sê vir my, werk jou produk? Oom, ek het dit nog nie self probeer nie, maar ek verkoop dit maar, net vir saggeld. Dink jy ek sal koop? Dink jy ek sal enigstens dit koop? Kan ek jou 'n ander scenario vertel? Hy klop, ek maak oop, oom, ek verkoop 'n produk. Kyk dan my klere, oom, skoon, dis 'n seepoeier, dit werk, en hy praat so oortuigend en so opgewonde. Ek sal nie een koop, jy gaan twee koop. Hoekom? Want hy is oortuig, sy produk werk, hy wys dit vir my. Hoe staan ons voor mense met ons produk? Ek is so jammer eintlik lewe ek, maar ek is so jammer dat ek nou jou tyd mors. Is ek hier oortuigend wanneer ek kom by ons produk? Het ons daai ywer om mense te vertel? Jesus red. Hy verander lewens. Hoor gou mooi. Die kerk, ek bely dit vanaand. Ek sê dit vanaand met groot hartseer. Die kerk van Jesus het sy ywer verloor. En terwyl ons agteroor sit, gaan hierdie mense by ons verby. 8.6 miljoen wêreldwyd. Hulle het net nodig om nog vir iemand dit te vertel en verdubbel die getalle. Oortuig. Mag die Here ons help. Mag die Here vir ons 'n ywer gee soos nog nooit van tevore. Dat ons iets vir God se koninkryk in hierdie laat uur sal doen. Here Jesus, ons sit met die waarheid. Ons het u woord wat die waarheid is. Ons het die Heilige Gees wat ons in die volle, die Bybel sê, wat julle in die hele waarheid sal lei. Die volle waarheid. En eintlik, Here, leef ons nie daar volgens nie. Ons glo dit nie. Ek wil bid dat u ons gemeente sal help om wakker te skrik. Dat u vir ons 'n ywer sal gee, soos ons nog nooit gehad het nie. Wat gaan ons eendag vir Jesus sê? As ons voor hom gaan staan, nie een siel gelei na Jesus. Niks te offer vir sy voet. Niks. Nie eers met my buurman, nie eers met my familie oor Jesus gepraat nie, want ek was nie oortuig daarvan. Ek was maar hierdie geheime agent. Hulle moet dit maar my lewe sien, soos ons baie keer redeneer, om ons gewete te sis. Here, maak ons gemeente onverskrokke vir Jesus. Begin by my, Here. Begin vanaand by my. Gee op nie daar die ywer, soos nog nooit van tevore. Open my lippe, Here. Open hierdie gemeente se lippe, dat ons sal getuig van Jesus Christus. Dat ons regtig sal ervaar wat Handelinge 1 vers 8 sê. Dat die Heilige Gees van God ons so sal van ons besit neem, dat ons getuies sal wees waar ons kom, net hierdie saadjie te saai. En om vir Jesus, vir die koninkryk, dat ons siele vir die koninkryk sal inbring. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ek dit vir u kan vra. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Ek wil vir jou 'n paar oomblikke van stilte gee. Wil jy nou met die Here praat nie?
wanneer jy reageer op dit wat jy gehoor het vanaand. Miskien is daar 'n behoefte, gee hom net stilte, ek wil net hier vir die Here iets sê, ek gaan dit nou vir jou gee. Vra vir die Here om dit vir jou te gee en te doen.